By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle, welkom en 'n pragtige nuwe jaar wens ek elkeen van julle toe. Baie dankie aan ons musikante voordat ons vir 'n paar minute gaan stil word, gaan hulle ons daarheen lei met hierdie mooi musiek. Kom ons luister.
Baie dankie Chris en Karen. Dis nou die derde deel van die reeksie oor die 3 prentjies van Jesus uit die buitebybelse evangelies. Nou vanoggend gaan dit oor Judas. Nou ek wil gou net 'n paar goed sê ter grondlegging van hierdie praatjie oor die evangelie van Judas. Die eerste ding wat ek wil sê is dat die prentjie van Judas en hoe hy uitgebeeld word in die sinoptiese evangelies. Dit is nou die evangelies wat die kanon gehaal het, in die Bybel beland het net soos die Christologie, die manier waarop Jesus gesien was as seun van God, soos wat dit progresseer het van Markus, Matteus, Lukas en uiteindelik Johannes, net so het die beeld van Judas ook verander. Dit het by Markus begin, het was sagter, en dit het toenemend hard geword. Hy het toenemend 'n skerp lyn gekry as iemand diabolies. Waar in Markus is dit amper funksionele taal. Iemand moet Jesus verraai sodat hy gekruisig kan word. So, dis nou hy. Dis meer 'n menslike flater of fout of swakheid. Maar dan word hy iets skerper in die volgende evangelies. Hier byvoorbeeld in Matteus het hy berou, maar hy bekeer nie. So hy's 'n berouvolle skuldige. En hier kom daar 'n moraliteit ter sprake. Dan beweeg dit aan na die evangelie van ek het nou nie nodig. In Lukas, daar word dit nog skerper gemaak. Hy word 'n besetene. Lukas sê daar het 'n bose gees in hom ingevaar, sodat hy kon doen wat hy moes doen. En dan in Handelinge op sy skerpste kry ons dit wat die kerk doen met sensuur. Hierdie man is werklik boos. Hy moet uitgewerk word. Hier moet 'n institusionele reiniging plaasvind. Ons moet van hierdie ou ontslaa raak, want hy is 'n vervloekte, afvallige. Nou met dit gesê, die volgende ding wat ek wil sê oor die Lukas evangelie is, dis 'n gnostiese evangelie. Nou soos ons weet, ek dink die meeste van julle het redelike kennis van gnostisisme. Dit is die beweging in die Christelike geskiedenis, wat vandag nog bestaan natuurlik, maar wat klem lê op kennis, wat die hele kwessie van offer en 'n skuldoffer en daai bekeringsstorie as verlossing, wat dit negeer en wat sê deur kennis te bekom, daai diep insig, met dan veral 'n klem op, dit is half asof dit versteekte kennis is. Dit is kennis waartoe net 'n paar mense toegang het. Dit word net vir enkeles so gegee, dat hulle beskore is om hierdie goeders te weet, en dan kom dit vir hulle handig te pas, dat hulle wakker word, dat hulle geestelik word. Maar daar's 'n verdere skerpheid en 'n onderskeid rondom wat die gnostici doen. En daaroor gaan ek nie te veel vandag sê nie, ek gaan volgende Sondag net daaroor praat. Die gnostici in hulle kosmologiese beeld en wêreldbeeld en ook mensbeeld het hierdie ding van lig en donker op sy sterkste onderskei. Die gnostici maak van die wêreld 'n baie bose plek. En alles wat met materie te doen het, is uiters boos, en 'n mens moet dit nie laat transformeer nie. Mens moet dit nie, soos jy by Paulus byvoorbeeld kry, laat red nie, want Paulus se hele storie is dat die hele aarde sal uiteindelik perfek gemaak word deur hierdie proses van saligheid wat die Christus pleeg met die aarde en met die, veral dan nou die mense wat in Christus inkom. So, materie en vlees word geheilig. Maar die gnostici het 'n baie erger ding daar. Hulle sê, jy moet ontsnap uit die vlees. Jy moet ontsnap uit jou liggaam, want dit is al hoe jy kan terugkeer tot die plek waaruit jy kom, waarvoor jy gemaak is, want eintlik is jy 'n geestelike wese, 'n perfekte wese wat nou besoedel is deur hierdie kleed wat jy aangetrek het, wat jou liggaam is. En daar's 'n interessante versie in Judas wat ek net nou na gaan verwys, waar hierdie ding baie goed illustreer. So mens moet wegkom
van alles wat materie is. Dit is jou redding. Want, en dis ook iets vir volgende Sondag se tema, maar ek het nodig om dit te sê vandag, en dit is, hulle het geglo in 'n, wat die Engelse noem 'n demiurge. Daar's 'n laer skeppersorde of skeppergod, wat hierdie materiële wêreld geskep het. En wat hier voorkom, veral in die Judas evangelie, is dat jy kry die godheid, wat die mens op 'n geestelike vlak en in daai staat geskep het. Dis wie ons is, dis wie ons moet wees. Maar dan het 'n laer God, het die liggaam en die Adam, daai menslike manier van wees, van die mens geskep. So vreemd as wat dit vir ons mag klink. So jy het twee skeppingsprosesse in my en jou wees. Die een is ons geestelike skepper en die ander een was letterlik 'n laer God wat hierdie liggaam vir ons gegee het. En hiervan moet ons loskom. So jy kry hier 'n dualisme, met ander woorde 'n skeiding tussen geestelik en vleeslik, wat selfs skerper is as wat jy in die Bybel kry. Nou dis belangrik om dit te weet. Dit is die gnostiese wêreldbeskouing en hy bestaan vandag nog. En die rede waarom ek volgende week hieroor wil praat, is omdat daar neerslag hiervan in ons lê. Ek en jy se wêreldbeskouing kom ons nou nie van ons jaar af, of ons eerste dag op Sondagskool, of wat ons oupas of oumas gesê het nie. Ons het baie goedjies wat deurgesyfer het en die druppels het deurgedrup in ons wese, vanuit hierdie verskillende wêreldbeskouings. En ek gaan volgende week net na 3 van hulle kyk, en die een is die ortodokse wêreldbeskouing, dis min of meer wat jy in die Bybel kry, en dan die Valentiniaanse, wat jy in die Maria evangelie kry. Valentino was 'n kerkvader wat amperkies die biskop van Rome geword het, en toe maak hy dit nie, maar hy was baie invloedryk, en hy het 'n sagter onderskeid getref. Julle sal onthou, ek het verlede Sondag gesê, Maria se evangelie praat nie van sonde nie, praat nie van skuld nie. Sy sê net, ons is verstrengel en ons moet losgeknoop word uit ons kwessies. Dit is dit. Dis die Valentiniaanse. En dan hierdie gnostiese ene. En die gnostiese ene vind ek ook dat sy spore lê in die oosterse filosofie, wat so sterk geneig is om die materiële en die liggaamlike te wil negeer en te wil tersyde stel en amper te sê, dis nie wie ons is nie. Ons moet daar uitkoop. Nou dis wat jy kry in hierdie Judas evangelie. 'n Volgende ding wat ek moet sê voor ek met my betoog gaan aangaan oor wat ons kan haal uit Judas en wat sy impak was en sy teespraak was op die ander evangelies, is dit. Daar word in die akademiese wêreld ongelooflik debat gevoer oor wat die Judas evangelie met Judas as verraaier maak. Dit gebeur so, dis eintlik vreeslik eenvoudig. Nou kom ek sê net eers vir julle, die Judas evangelie, hy is hier in 1970. Ek praat dalk nou onder korreksie, my datums hol dalk rondom my kop, maar is hy gevind. Maar dit is toe 'n koptiese manuskrip. Uiteindelik natuurlik vertaal en so aan, maar die wat ons as oorspronklike het is 'n koptiese manuskrip wat dateer so rondom 280 na Jesus, maar hulle sê, soos die Engelse sê, give and take 60 jaar. Maar die rede waarom hulle sê dat dit was oorspronklik in Grieks geskryf is, omdat daar is 'n Griekse styl waarin geskryf is, en ook uit 'n baie spesifieke era, hier in die laat 2de eeu, ons so 170, 180 na Jesus, die Grieks wat daai tyd gepraat is, en geskryf is, en dan ook spesifieke terme en leenwoorde kom in hierdie manuskrip voor. So, hulle kan met sekerheid sê, hy is oorspronklik in Grieks geskryf hier rondom 170, 180 na Jesus. Nou, vanweë die verwering van hierdie manuskrip, want die persoon wat hom wou verkoop het met hom rondgegaan oor die wêreld, tot in Amerika, en probeer om die ding verkoop te kry, en het dit aanvanklik nie reg gekry nie, maar hom verskriklik beskadig, en hy is uiteindelik deur iemand wat hom gekoop het in 'n vrieskas gebêre.
En dit het die ink laat loskom van die papirus en dit het nou eers 'n gemors veroorsaak, sodat hulle baie gesukkel het om werklik agter te kom en groot stukke. Daar was aanvanklik 31 gedeeltes en daarvan het net 13 behoue gebly. So nou kan jy dink hierdie proses, waarmee sit ons nou uiteindelik? So daar's 'n gesukkel, selfs om sekere woorde te vertaal vanuit die Kopties en die akademici verskil oor hoe daai woord vertaal moet word. Al die slim mense wat julle nou al van gehoor het, Elaine Pagels en hierdie mense, hulle en ander stry met mekaar. Wat, en hier's die ding waaroor hulle stry. Die tradisionele en op die oog af, as jy na die vertaling kyk, prentjie wat van Judas geskep word, is dat waar die evangelies in die Bybel sê Judas was 'n slegte verraaier, soos wat ek nou in die begin gesê het, sê hierdie Judas evangelie nee. Hierdie Judas was die enigste een wat verstaan het wat hier moet gebeur met Jesus. Hy het eintlik 'n goeie werk gedoen. Hy het Jesus gehelp. En weet julle waarmee het hy hom gehelp? Jesus het hom geroep en vir hom gesê, jy's die enigste een wat kan sien. En jy's die enigste een wat my gaan verlos van die rok wat hulle vir my aangetrek het. Wat is hierdie rok? Die liggaam. Dis 'n gnostiese evangelie. Hulle glo nie in materie nie. Hulle hou nie van materie nie. Hulle hou nie van liggaam nie. Hulle wil hê ons moet teruggaan na waar ons vandaan kom, ons geestelike oorsprong. Ons is geestelike wesens, ons moet ontslaa raak van hierdie liggaam. Dis hoe ons verlos word volgens die gnostici. En daarom sê hierdie evangelie, Jesus het vir Judas geroep en gesê, jy is die goeie ouetjie hier, so die ander is blind. Jesus lag vir die ander disippels. Hy sê, want hulle is soos daai mense wat die geld ontvang vir die diere wat geoffer moet word, en hulle is sommer nog die beeste wat geoffer word ook. Dit is hoe ingekoop, sê Jesus vir Judas, hierdie mense is, hierdie ander disippels, hierdie maatjies van jou, hoe ingekoop hulle is in die instansie, in die institusie, en in hierdie sisteme en rituele van die godsdiens. So die evangelie lewer vanuit Jesus se mond fel kritiek op die godsdiens van die dag as die manier waarop jy verlos kan word. En van offers as 'n manier om op verlos te word. Dit word verwerp deur die Jesus van die Judas evangelie. Maar dan sê hy met ander woorde, hy sê vir Judas, jy is die enigste een wat reg doen. Jy doen my 'n guns. Jy help die verlossingsplan gebeur. En soos wat jy my dan gaan help, kan almal van julle wat dit sien, wat dit raak sien, kan julle ook deur hierdie kennis verlos word van materie en van die kerker waarin jou liggaam jou insluit. So dit is 'n fenomenale Judas hierdie. Maar net die oomblik, nou het ek hierdie goed gebestudeer vir die afgelope maand of meer, en die oomblik toe ek nou opgewonde raak, en dis 'n interessante evangelie hierdie, wat vir Judas net so omdraai, van 'n slegte ouetjie na 'n goeie ouetjie. Hy is eintlik die ou wat die reddingsplan aan die gang sit. Toe kom al hierdie ander akademici, nou weet ons mos al, jy kan nie vandag net 1 of 2 mense so goed lees nie, en ek lees en ek lees en ek luister en ek sê, ja, maar hulle kom nie by tot 'n vergelyk nie. Daar's ander wat sê, die woord waar Jesus sê, jy word eenkant geroep, afgeskei, dis nou van die ander, sodat jy hierdie goeie werk kan doen, want jy het hierdie insig verkry. Sê ander, nee, daai term is verkeerd vertaal, daai woorde is verkeerd vertaal, dit beteken op 'n negatiewe manier afgeskei. Loop staan na een kant, jy is die slegte ouetjie hierso. Maar, so sleg as wat jy is, help jy my wel om verlos te word van die liggaam, want jy gaan my kruis toe laat gaan en dan ontsnap ek uit my liggaam, en dit is my redding. Dis nou Jesus. Nou dit klink 'n bietjie soos, en dit is nou as julle nou baie intensief Bybel gelees het vroeër jare, dit klink 'n bietjie soos wat hier en daar in die Bybel ook gesê word, want dit word in die Bybel ook gesuggereer, dat Jesus moes verraai word, maar wie die een, deur wie? So jy kry effens daardie sentiment. Iemand moet Jesus verraai, iemand moet hom oorhandig. Maar pas op as dit nou jy is, want dit is eintlik nie so oulik nie. Dis nie mooi nie. Dis nie reg nie, dis nie moreel nie. Dis baie dislojaal aan Jesus.
Maar ten spyte daarvan, een van die akademici wie ek gelees het, ek hou van wat hy sê, want hy kry vir ons 'n balans, hy sif die goed. Dan sê hy, kom ons val nie vas in of Judas nou moreel of immoreel is nie, want ons gaan nie weet nie, ons weet nog nie nou al nie, ons sukkel om dit regtig vas te stel. Maar, wat is die hooftema van hierdie gnostiese evangelie? Die hooftema van hierdie gnostiese evangelie is, jy's 'n geestelike wese, jy moet verlos word van die materiële wêreld. Jy moet verlos word van die liggaamlike. Dit is die hooftema hiervan. En dit is wat hierdie derde Jesus, as ek nou praat van Thomas en dan Maria, en nou die Judas evangeliese Jesus, dit is wat hierdie Jesus voorstaan. Heeltemal anders as al die ander. Die eerste 8 waar ek gepraat het vanuit die Bybel en kontemporêr, en dan nou hierdie laaste 2 van die afgelope Sondag. Hierdie Jesus sê iets totaal anders. Hy sê, luister, ek is in hierdie liggaam vasgekeer. Ek moet teruggaan na God toe. Julle is deur die liggaam vasgekeer. Julle moet teruggaan na God toe. Julle verlossing lê nie in 'n bloedoffer nie. Julle verlossing lê nie in skuldbelydenis en in iemand wat die straf dra nie. Nie jouself nie en ook nie Jesus vir hierdie argument nie. Julle verlossing lê in die kennis, die geestelike insig wat julle verkry, die gnosis van wat dit beteken om geestelik te wees en met God verenig te wees, en dit beteken 'n vertrek van die en 'n ontslaa raak van die materiële, die liggaamlike, die vleeslike. Dis die verlossing. Dit is wat hierdie Jesus sê. Hy bring nie 'n versoening tussen liggaam en gees nie, hy bring 'n skeiding op 'n permanente vlak. Bring hy 'n skeiding en hy beskou dit as die verlossing. In hierdie sin is die evangelie van Judas seker die moeilikste om aan te hoor vir enige iemand wat tradisioneel dink, en ook enige iemand wat wetenskaplik na die mens en na die wêreld kyk. En veral vir ons hier by Renaissance wat holisties kyk en nie dualisties kyk nie. Ons sê alles is een. Lig en donker is 2 verskillende kante van dieselfde ding. Elke liewe mens wat leef het skadu en lig. En dit maak jou nie boos of goed nie. Dis net hoe dit is. En nou leef ons lewens deurdat ons die lig laat deurkom en dit wat van binne af wil skyn, laat skyn, sodat ons skadu integreer. Ons gaan nooit daarvan ontslaa raak nie. Maar hier's 'n verskriklike ontslaa raak storie by hierdie evangelie. En natuurlik, soos ek gesê het, die kerk het ook daai ding. So, daar's swempies daarvan in die kerk, terwyl die kerk vir jou sê dat jy kan gered word. Jy kan 'n mooi mens gemaak word. Glo die kerk eintlik nie dit nie. Die kerk glo ook eintlik, jy sal eers na jou dood nou regtig mooi en pragtig wees, want jy moet ontslaa raak van hierdie ou liewe lyf van jou wat soveel goed begeer, wat nie oulik is nie en so selfsugtig is, en al hierdie goed. En daarom kry jy soos wat die kerk ontwikkel het in die eerste eeu na Jesus, dat jy hier by Handelinge, dat jy hierdie skerp veroordeling kry en hierdie skerp prentjie van Judas wat institusioneel 'n verraaier is. Hy is sleg, ons moet van hom ontslaa raak. Dis sensuursake hierdie. Dit is hoe sterk dit is. En vandag kry mense dit natuurlik ook onder baie Christene, dat die oomblik as jy anders as hulle dink of glo, dan beskou hulle jou as die vyand en jy moet uit. Jy's donker. Ons moenie met jou te doen hê nie, want jy moenie in ons linie wees nie, want ons linie is geestelik en skoon en ons is op 'n oorlogspad vir God. So jy bevoeter nou die hele prentjie as jy hier is, so daar's hierdie institusionele verwerping. En in daai sin kan 'n mens verstaan dat baie van ons ook deur tradisionele Christene op daai vlak verwerp word. Want ons, as jy hulle wêreldbeeld verstaan, dan verstaan jy dit. Want alhoewel hulle nie gnosties is nie, is daar 'n gnostiese element, omdat hy so gegroei het in die Christendom ook. Is daar wel 'n gnostiese element in die meeste tradisionele Christene se wêreldbeeld, en daaroor gaan ek volgende week praat, want dis vir my belangrik dat ons vir onsself moet vra, waar is my wêreldbeeld? Hoe sien ek die verhouding van die materiële wêreld en die geestelike? Hoe sien ek die verhouding tussen my liggaam en my innerlike? Waar lê die goeders en die onderskeide? Maar in hierdie evangelie bly dit iets baie moeilik om aan te hoor in 'n wêreld wat geestelik en vleeslik dink. Dis nie omdat ingewikkeld is nie, maar dis ongemaklik vir so 'n wêreldbeeld. Dit pas nie in so 'n wêreldbeeld in nie.
Want in hierdie wêreldbeeld word daar nou in die Judas Evangelie 'n verskriklike skerp onderskeid getref tussen godsdiens en God. En dis belangrik. Die Gnostici maak 'n onderskeid tussen enige vorm van godsdiens en God. Waarom? Op watter manier bedryf jy godsdiens? Met rituele. Dis 'n liggaamlike ding. Dis 'n aardse ding. Dis 'n ding wat jy doen as mens voor jou dood. Met ander woorde, jy's nie verlos nie. Jy's gekerker. Jy's vas. En ek weet dat in baie oosterse filosofieë is dit juist die sentiment, dat ons is in die siel is in die kerker van die liggaam en so moet hy uit die kerker van die liggaam ontsnap. En daarmee help reïnkarnasie jou, want as jy daai ontsnappingsproses, as jy met hom besig is, dan gaan jy elke keer in daarom 'n bietjie van 'n ligter kerker wees, totdat jy uiteindelik losbreek en jy is in jou finale siklus vry van enige liggaam. En dit is wat hier aangaan, en daarom kyk hulle, nie omdat hulle miskien soos ek en jy ander probleme het met godsdiens nie. Dis uit 'n gnostiese oogpunt, is godsdiens is 'n aardse ding. Dis 'n instansie. Dis mense. Dis hulle maniere van doen. Dis veral 'n klomp rituele. Dis aardse goed. En dan kom daai Jesus en hy lag daarvoor. Hy sê julle gebruik heilige taal om 'n klomp aardse, en verskoon my woord, maar dan bring ek nou die boodskap tuis, gemors heilig te verklaar. Dis 'n klomp gemors hierdie offerstelsel van julle. En hy sê nie, julle is vir die disippels, julle is besig om te offer nie. Hy sê, julle is die offer. Julle is integraal deel van hierdie siek stelsel. En julle dink dit is geestelik. En op daai manier verwerp die Judas Evangelie in sy wese alle mense wat inkoop in enige godsdiens en dink dat hulle so met God te doen het, en hulle sny godsdiens los van God, en hy sê, dit het niks met God te doen nie. Kom uit hierdie wêreld uit. Kom uit hierdie liggaamlike uit. Kom uit alles wat driedimensioneel en fisies is uit. En gaan terug na God toe. Dan is jy met God besig. Dis die mees radikale waarvan ek weet. En uitgesproke dualisme. So hier is Jesus se dood in Judas Evangelie hoegenaamd nie 'n vereffening van skuld nie. Dit het niks met 'n offer te doen nie. Jesus moet ontsnap uit sy liggaam. En Judas doen hom die guns. Hy help hom om te ontsnap. Hier is Jesus nie 'n bevryder van sonde nie, sodat jy mooi en goed op die aarde kan voortleef nie. Hy bevry ook nie individuele mense nie, maar hy ontmasker sisteme vir wat dit dan nou sou wees. Boos. Glad nie goddelik nie. Glad nie geestelik nie. En in die sin is Judas die mees ontwrigtende evangelie. Want kan jy nou dink, verlede week het ek dit hom goed gesê en mense het so mooi gereageer daarop gesê, hiermee kan ek vereenselwig. Maria sê, ons moet nie so hard wees met onsself en praat oor sondes en skuld en dan met bloed vir ons geoffer word nie. Maria se evangelie sê, julle is mense, julle is in julle siege verstrengel, julle het almal ou issuetjies en goed, en kom ons help dit net ontknoop, en dis begeleidend, en Jung se sielkunde gaan daarmee saam, en so, jy weet, dis 'n sagte ding, en ek en jy kan daarmee identifiseer, want ons maak ons eie pad so beter, deur ons kwessies te ontknoop en onsself te bevry van al die goedjies wat ons so vasdraai, sielkundig en innerlik en so. Ja, maar hierdie ou is totaal ontwrigtend. Dit is amper iets wat jy so voor kyk en sê, hy sê, hey, wat hy eintlik sê, in finale effek is, weet jy wat is die beste ding wat met jou kan gebeur, as jy moet doodgaan? Jy moet uit jou liggaam uitkom, want dit is 'n tronk. Dit kan nie goed wees nie. Jy kan nie so geestelik wees nie. Dit kniel ter heeltyd die lewe waarvoor jy bedoel is. Want, en so vreemd as wat dit mag klink, 'n laar God het jou liggaam gemaak. Dis nie eens 'n skepsel van God nie. Ek meen die Christene sê nog God het die liggaam gemaak, maar toe is hy nou 'n bietjie bevoeter deur die sondeval, het hy nou so 'n bietjie skete opgedoen in sonde en kwaad en al die goed. Maar hierdie mense sê 'n laar God het die liggaam gemaak. Kom uit die ding uit. Dat jy by jou God, die eintlike God wat jou gees gemaak het, dat jy weer met hom kan een word. Jy kan dit nooit regkry, terwyl jy in hierdie lae God se skepsel is nie. So dis die rok, waaruit jy my moet verlos. En Jesus sê dit vir Judas. Hy sê, jy gaan vir my help. Jy's baie beter as hulle, want hy sê vir Judas hierdie woorde spesifiek. Hy sê, jy sal hulle almal oortref, want jy sal die menslike dop waarin ek woon, offer. Dis vir Jesus 'n groot verlossing om uit die liggaam uit
weg te kom. En nou sê hierdie evangelie, Judas is die enigste een, of hy nou goed of sleg is, weet ons nou nie. Ons kan nie seker wees nie. Maar hy is die enigste een wat dit verstaan het. En daarom is dit nie noodwendig verraad nie, maar samewerking met die gnostiese verlossingsplan. Die wêreldbeeld in Judas evangelie is baie anders. Ek het dit weer gesê, maar ek gaan dit ter wille van herhaling net weer vir julle sê. Die evangelie van Judas werk met 'n radikale, ons noem dit 'n radikale kosmologie op wêreldbeeld. Wat sê, die sigbare wêreld is gevalle, is gebroke, is stikkend. Godsdienstige strukture dien politieke en mindere magte en is deel van die skepping van 'n laer gode orde. En offers en rituele bevredig nie vir God nie. Dit bevredig, en dit is ook 'n sterk punt in die Judas evangelie, dit bevredig die illusies van die mens. Nou daarmee kan ek saamgaan. Dat jy dink dat enige God in his right mind, sou die Engelse sê, asof ek nou God se right mind kan beskryf of nie, of definieer of nie, maar ek hou daarvan om so te dink, dat enige mens wat nou dink 'n wonderlike magtige God in his right mind, wat mense verstaan, sal offers en rituele bevredigend vind, en daarop reageer met vergifnis. So hierdie Judas se Jesus ontmasker godsdiens, ontmasker die hele stelsel van offers. En hierdie Jesus het nie gekom om aanbid te word nie, net soos by die Maria evangelie is dit nie Jesus wat sê ek is God nie, aanbid my nie. Hy het net gekom om mense te bevry van hulle kosmiese misverstand. So hy wil eintlik vir jou gnosties maak. In daai sin is die Judas evangelie net so predikend, proselietmakend, sendingwerkerig as die ander evangelies wat ek en jy mee groot geword het, want hy sê, hey, julle verstaan nie, word gnosties. Lê die wêreld af, lê jou liggaam af, soek die vertrek uit jou liggaam uit. So dit is nie 'n wonder dat hierdie teks nie opgeneem is in die kanon nie. Ek bedoel, dis 'n teks wat die Joodse godsdiens ontbloot as drek, en dit is dan in daai sin selfs gevaarliker as om Rome uit te daag. So die evangelie van Judas neem hierdie hele logika oor die kosmos verder tot by sy onuitstaanbare gevolgtrekking, waar jy as mens hier staan en sê, ek mag eintlik nie wees soos ek is nie. Hierdie rokkie wat ek hier aan het, hy moet uitgetrek word, ek mag nie hier wees nie. So hierdie godsdiens word uiters verdag, want dit daag jou om na die wolke toe te vertrek. En dis nie net 'n karikatuur in daai sin nie. Dit is 'n sisteem en 'n denksysteem wat eksistensiële betekenis gee. En ek gaan volgende week daaroor verder praat, maar laat my dit net so ingooi en so oogknip in daai rigting gooi. En daar's baie mense vir wie ek ontmoet waar ek baie van hierdie sentiment hoor. Dat hulle voel, hier's niks hierson nie, en hulle moet hierdie gnosis verkry, hierdie kennis verkry, hulle moet wakker word vir hierdie dieper geestelike goed, en hulle moet eintlik in minagting van die liggaamlike leef, en dan wonderlik, eendag gaan ek doodgaan, en dan is ek wat ek veronderstel is om te wees. En dis daai Jesus wat vir hierdie mense lag, want hulle is so tragies ernstig met die illusie op hierdie aarde, binne in die godsdiens van die aarde. So hierso word lyding nie iets wat die waarheid omtrent Jesus bevestig nie. Lyding word hier iets wat daai waarheid radikaal bevraagteken. Die hele offersisteem radikaal bevraagteken, want Jesus se dood is hierso nie 'n kosmiese transaksie nie, maar 'n onttrekking uit 'n verkeerde raamwerk. Soos wat hy sterf, onttrek hy uit 'n raamwerk waarin hy nie moet wees nie. So nou kom daar 'n verklaring vanuit die Judas evangelie, en die verklaring is dit: gehoorsaamheid aan godsdiens, dis gevaarlik. Onthou, die Jode het geleef met, jy moet aan God gehoorsaam wees, van Deuteronomium af. As jy dit doen, as jy die Here jou God gehoorsaam, sal jy boontoe gaan nie ondertoe nie. Jou mandjie sal ingeskit word, jy sal genoeg hê om te eet, jou kinders sal lank lewe, jy sal lank lewe. Al die beloftes van Deuteronomium, wees gehoorsaam, en gehoorsaamheid bring hierdie geweldige seëninge. En baie mense leef vandag nog so, en ek gaan daaroor ook praat. Maar hier sê hy, Judas se evangelie sê nee, gehoorsaamheid is gevaarlik, want jy is gehoorsaam aan 'n illusie. Jy is gehoorsaam
aan 'n stelsel wat gevaarlik is. Ongehoorsaamheid word in Judas aangeprys. Jy moet aan die godsdiens ongehoorsaam wees. Dan is jy heilig. Want jy moet mos nou uit die stelsel uitkoop. Nou om op so iets 'n kerk te gebou het, kan jy nou dink as jy die klomp boeke moes goedkeur en jy moes besluit wat gaan Bybel toe, sou jy nou hierdie boek gekies het. Natuurlik sou jy hom nie gekies het nie. Dis waarom hy nie gekies is nie. Want jy kan nie 'n kerk op hierdie stelsel bou nie, want hierdie stelsel is teen alles wat aards is. En dit is die idee. Wanneer 'n idee heilig word hy ook gevaarlik, is wat Judas vir ons probeer sê. Nou as ons na hierdie 3 Jesusse kyk, en ek sluit af met hierdie samevatting, die afgelope 3 praatjies, se Jesusse kyk. Wat het hulle met mekaar in gemeen? Die eerste ding is, dat nie een van hulle bring 'n nuwe leerstelling vir jou nie. Daar's nie dogma nie. Maar daar is wel 'n mensbeeld en 'n idee, wat jy nie in die evangelies kry nie, maar wat weer aangehang word, en is veral baie subjektief en individueel. So die mens is nie fundamenteel sleg nie, maar jy's verward. Jy's nie gebroken nie, maar jy's onbewus. En in hierdie geval is jy te liggaamlik, jy moet verlos word hierdeur, maar offers is nie te siene en een van hierdie prentjies van Jesus nie. Dit is deel van 'n stelsel wat deur mense opgestel is en wat uit skuldneurose gebore is. Maar elkeen van hierdie Jesusse vra vir jou 'n vraag. En Maria se vra, waar lê die gesag vir jou? Lê dit vir jou in die doktrines of lê dit in dit wat jy self ontknoop in jou eie waarheid? Lê dit in 'n boek, lê dit in 'n instelling of in jou eie vermoë om wakker te word? As jy nou dink aan Thomas wat vir ons sê, sien jy? Nie glo jy nie, kan jy sien? Kan jy sien dat jou oë oopgegaan? In al 3 van hierdie is die mens nie 'n sondaar nie, maar onbewus van sy eie betrokkenheid by die werklikheid. En verlossing is nie om deur bloed vrygespreek te word van skuld nie. So jy word nie moreel gereinig nie. Maar hierdie Jesus het nou nie gewen nie, want die gesag skuif na binne toe en mense is verantwoordelik vir hulle eie insig, en die laaste een ontneem godsdienst van sy totale funksie in 'n menselewe om van jou 'n geestelike mens te maak. As die Judas evangelie se Jesus na die kerk kyk, sê hy, wat maak julle? Jy maak toe hierdie deure, julle is glad nie besig met enige iets wat jou geestelik kan laat word nie. So daar's geen politiese stabiliteit en magstabiliteit en institusie hierso nie, so dis 'n resep vir volwassenheid innerlik, en dit is baie individueel, en dit haal jou uit, die kerk uit. So dit maak geloof vloeibaar. Dit ontbind die rolverdelings van al hierdie mense in die kerk met hulle rokke en hulle togas en hulle goeders. En dit ontneem hierdie instansies hulle morele hefboom op ons, so hulle kan ons nie laat skuldig voel nie. En hulle laat jou net met jou eie bewussyn om te spook en om wakker te word en te begin sien wat hulle aan jou verkondig. So dis baie ontstellend vir die hele stelsel van die kerk, want 'n mens wat self sien, is bitter moeilik om in dogmas in te lei, en is onmoontlik om so 'n mens te intimideer. Maar nou is die vraag, nie net histories nie, maar hierdie is 'n sosiologiese kwessie, dis 'n sosiologiese vraag. Hierdie evangelies verskuif gesag, met ander woorde, van wat is reg en verkeerd, verskuif dit na elke mens se eie innerlike onderskeiding en ervaring. Dit ondermyn hiërargie. Jy hoor nie beter as ek nie. Daai oom daarbo hoor nie beter nie as ek nie. En dit bevraagteken die offerlogika en dit maak innerlike vryheid sentraal vir jou as individu. Nou is my vraag, ons het nou na 3 Jesusse geluister, kan ons aansluiting vind? Mense skryf vir my op Facebook en in WhatsApp die afgelope 2 weke, waar hulle nie aansluiting vind nie, waar hulle aansluiting vind, party trek jy hulle streep hierdeur, hulle sê, ek lees niks van hierdie goed nie, ek stel nie in hierdie goed belang nie, ander vind baie interessante nuances en so aan. En ek voel, dat ek self het ontdek, dat terwyl ek die goed lees, is daar altyd aansluiting, want dis mense wat hierdie goed geskryf het, en ek is ook 'n mens. So daar's iets van hulle ervaring wat resoneer. En daar's goed hier wat ek kan neem. So die vraag vir my nie is een van hierdie Jesus prentjies goed of beter of reg of waar nie. Is hierdie nou die persoon wat Jesus reg verstaan het? Ek dink Icona. Dis in elk geval 'n gekonstrueerde Jesus deur elke liewe skrywer. Ek en jy gaan nie weet wie is Jesus nie. In ons lewe gaan ons dit nie weet nie. So die vraag is nie, is dit waar nie? Die vraag is dit.
Watter van hierdie Jesusse kan jy in jou dekonstruksie behou? Is hy goed? Wat universeel is vanuit hierdie wysheidsgeskrifte, wat ons nou ontdek het, en waarop ons afgekom het, en is daar ietsie daar. So, is jy nou vanoggend, en dit is nou 'n belaglike vraag vir julle, is jy nou iemand wat hou daarvan om vergewe te word op grond van 'n bloedoffer? Of hou jy van die een Thomas wat jou laat sien, wat Jesus iemand maak wat jou laat sien? Of hou jy van Maria, die een wat sê, gaan ontknoop jou siege, want dan gaan jy vrykom? Of wat jy die een wat daarvan hou om die kerk te ontmasker, en om die wêreld sleg te praat, en die liggaam op die liggaam neer te kyk, want hierdie is alles maniere van kyk na die wêreld. En miskien het die vroeë kerk hulle met hierdie goed geworstel, soos ons. En ek hou daarvan om dit te sê vir ons in Renaissance. Ons moet tog nie dink die kontinuum is afgeknip met 'n skêr en ons is daar op 'n wonderlike plek waar ons so goed verstaan en ons is heel los van wat hierdie mense gedinke geskryf het nie. Ons kom van daar af. Daar's van daai goed wat nog steeds in ons is, soos wat daar van jou oergrootjie se DNA in jou is, se gene in jou is daar van hierdie goed in my en jou koppe ook nog. En ons sal dit, as ons mooi dink, sal ons dit kry, as ons dit soek. Maar die vroeë kerk het dalk 'n Jesus nodig gehad wat orde bring. Ek weet nie. Hulle het dalk in 'n sin nodig gehad om te glo, soos wat hulle geglo het. En dis eintlik net logies dat die mensdom gaan sukkel om los te kom van enige offerkultus. En ons weet vandag nog in die Gangesrivier, om een te noem, word daar kinders ingegooi deur ma's om te offer. Dit is iets wat so diep in die menslike siege is dat dis 'n baie geleidelike proses vir die mens om los te kom van hierdie idee dat daar 'n kwaai God is wat jy wil hê jy moet iets gee sodat jy net vergewe kan word. Ons doen dit dan met mekaar ook. Ek voel skuldig en koop ek vir jou die duurste sjokolade. Dit ruk my balans van in my bank, maar ek voel net beter as ek dit gedoen het, want ek was so lelik met jou gewees. Ons het baie van daai goed wat oorgebly het in ons. So dit neem baie tyd om indoktrinasie in die bed te gaan sit, dat dit kan verdwyn, en ek glo nie dit verdwyn ooit heeltemal nie. Maar gelukkig ontgroei mens bietjie en bietjie meer elke dag en elke jaar soos wat die wêreld ontwikkel, ontgroei ons hierdie denke. Want ek dink ons Jesus, ons wêreld het meer 'n Jesus nodig wat sal kyk na dinge soos wat hulle is, soos wat ook die wetenskap na die tafel toe kom en vir ons sê, dit is hoe die kosmos werk en dis hoe die mens werk en dit is waaroor ek volgende week baie wil sê. Maar watter mens word ek wanneer ek luister na Thomas en Maria en Judas? Wat gebeur met my? En ek dink die een soort mens wat ek nie word nie, is iemand wat houtgerus en onbewus wil leef. Of dit nou is omdat ek in 'n offerdood glo, en of dit is dat ek dink ek doen baie oulike goedjies wat my skadukante daarvoor kompenseer, en of ek dit nou doen vir beloning, van 'n hemel tot beloning hier op die aarde, dit maak nie saak nie. Ek voel die tipe impak wat Jesus op my lewe moet hê, is iets wat ek in my eie siege sal vind, soos ek my eie skadu's ontdek, sal ek vind, hoe sal hierdie goed my aanspreek en skuwe in my bring? En ons tyd het met ander woorde 'n veelstemmigheid nodig, want elkeen van ek en jy het 'n ander stem nodig om die kalibrering in ons siege te kom doen. Ek wil vir ons ietsie lees wat ek geskryf het 2 weke gelede, en dit is die 3 vensters. Ek het sommer net met hierdie evangelietjies gesit, toe dink ek sluit nou af met 'n storieetjie. Stel jou vanoggend voor, jy staan in 'n ou gebou met 3 vensters. Die eerste venster kyk oos. Die lig is helder. Dit wys jou wat jy nog nie raak gesien het tot vandag toe nie, en daar is sulke goed wat ek en jy nog nie raak gesien het nie. Dit is Thomas se venster wat vir jou sê, ag, jy glo dalk 'n klomp dinge, maar weet jy wat? Die vraag is, sien jy wat jy nog nie gesien het nie? Die tweede venster kyk na binne. Hy sien nie die wêreld nie, maar hy sien myself. My vrese, my gehegthede, my verwarrings. Dis Maria se venster. Maria sê, moenie dink jy's te oud om kwessies te hê wat ontknoop kan word nie. Daar's altyd ietsie wat jou kniehalter en jou menswees laat krimp, omdat jy nie daarmee gewerk het nie. Dit maak jou eerlik. Die derde venster kyk af. Jy sien die strukture,
die patrone, die ideologieë waarin jy ingekoop het, vandag nog, die maniere waarop jy en alle ander mense mekaar beheer en dit dan heilig en geestelik noem. Dis Judas se venster. Hy maak jou wakker. En myns insiens, en ek voel dat Judas my nie net wakker maak vir die institusie nie, want ek glo nie daar is soveel verkeerd met instansies nie. Dit beteken nie ek kan die offerkultus goed praat nie, maar daar is dalk 'n ander instansie vandag wat gevorm is met baie meer sober denke en 'n meer sober wêreldbeskouing, mensbeeld en kosmologie. So dit is nie dat dit my soseer laat neersien op instansies nie, maar dit maak dat ek nie sommer maklik inkoop in 'n ideologie en sê, dit is my gekose spiritualiteit nie. Ek is 'n Tibetaan, ek is 'n Boeddhis, ek is wat dit ook al mag wees. Dat jy nie so maklik inkoop en van daai struktuur iets heiligs maak en jou daarop verlaat nie. Judas maak jou wakker. Hy maak jou wakker en hy sê, onthou net enige iets wat jy met hierdie breintjie ingeneem het. Enige iets waarin jy ingekoop het omdat dit vir jou liggaam en vir jou gemaklik is, vir jou persoonlik gemaklik is, het 'n element van beperking. En dit is iets waarvoor jy moet wakker word. Die probleem is nie dat een venster verkeerd is en 'n ander reg nie. Die probleem ontstaan wanneer 'n mens by een venster bly en dit die hele huis noem. Wysheid lê nie daarin om 'n venster te aanbid nie, maar om te bly beweeg. En dit is myns insiens 'n geestelike pad, 'n geestelike stap. Nie om 'n uitsig te bly beskerm sodra jy hom gekry het nie, maar om die moed te hê om dwars deur jou lewe van venster na venster te bly stap. Dit was my storie en daarmee dan die einde van hierdie 3 praatjies. Kom ons luister lekker na die musiek.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.